As hy Roan, ons is by deel 4 van ons gesprek rondom die evangelie en hoe belangrik hierdie goeie nuus vir my en jou is. Ja. Nou ons het verlede week gepraat oor die kruis, dat die Here het soos ons geword, sonde, Yes. sodat ons soos hy kon word, nê. Ja. Sonder sonde Yes. en lewendig, hy het ons lewendig kom maak. Ek dink die groot vraag is nou, jy weet, ek het nou, my sonde is nou vir my betaal, maar wat is die volgende stap? Hoe kry ek nou Yes. hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe identiteit? Dis hy. Yes, verseker. Ek dink aan die Ou Testament, as mens dink aan 'n huis, as jy nou moet 'n huis ooit die voorreg sou hê om 'n nuwe huis te bou. In die ou dae het hulle mos nou so 2D plannetjie gehad, nê. Ja. En dan moes jy nou maar hoop en raai. Ek dink my huis is so gebou want jy kan sien die yskas pas nie mooi in nie en die beddens nie in die slaapkamers. Die ou huise was nie so advanced soos vandag wat jy kry 'n 3D model, jy weet wat jy kan op daai rekenaar kan jy instap en jy kan die bed daar plaas. Jy kan sien gaan jy om die ding beweeg en gaan die laai kan oopmaak actually en jy weet so 3D is beter. So ek dink baie keer in die Bybel, die Ou Testament is eintlik hierdie lys met hierdie klomp reëls van hoe wie ons moet wees. Jy weet amper so 2D plan, maar in die Nuwe Testament kom die Here en hy gee nie net vir ons 'n lys met reëls en hy gee vir ons 'n persoon, Jesus. En dis wanneer dit vir ons, ek wil amper sê 3D word, wat ek kan sien om meer soos Christus te word. Daar's 'n identiteit verandering wat gebeur. Nie net ek wat 'n klomp reëls nakom, 'n bietjie beter weer. Ek moet net 'n bietjie beter Roan word. Jy moet net 'n bietjie beter Paul word. Dis die meeste van ons se doelwit, maar hy sê ons moet meer soos sy seun word. Ja. So ek hou van hierdie woorde, nê, van ons is nie geroep om net beter te word nie. Ons is geroep om nuut te word. Yes. Die Here kom maak ons Nuut. heeltemal nuut. En ek wil graag vir ons 'n gedeelte lees daar in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge is verby. Kyk, dit het alles nuut geword. Ek het die afgelope tyd Roan so 'n bietjie gelees rondom Dallas Willard se goed en hy praat spesifiek van die Here is nie so gestel op wat jy doen nie. Hy's gestel op wie jy word. Yes. Nou my groot vraag is, toe ons Christus aangeneem het, jy weet, het ons 'n nuwe identiteit toegekry? Of is ons besig om stelselmatig hierdie identiteit te bou en te groei in ons lewe? En ek is oortuig daarvan, nadat ons hierdie teks gelees het, dat die oomblik toe die man wat saam met Jesus aan die kruis gehang het langs hom, hy was onmiddellik 'n nuwe skepsel. Yes. Hy was onmiddellik 'n nuwe persoon gewees, want dit was van daai oomblik af daar in die hemel saam met sy Vader, nê. Maar ek dink wat ons oor praat is, wanneer ons praat oor verder te groei, praat dit oor karakterontwikkeling, dit praat om te groei in jou integriteit, om dan te word soos wat Christus, as ons Romeine 8 gaan lees, dan sê hy, dat ek en jy is bedoel om die beeld en gelykenis van Christus te word hier op aarde. En ek dink dis twee afsonderlike aspekte. Ek dink die nuwe skepsel in Christus, jy is 'n nuwe mens in Christus. En daai om te vorm in die beeld en gelykenis, dis 'n heiligmakingsproses wat plaasvind in ons lewe. Verseker, so dit is nie, ons glo nie in gedragsverandering in die sin van dat dit die primêre bron is waarvan ek wil nou 'n bietjie beter word. So weet jy, hier is 'n paar lysies van goeders wat ek moet doen, dan sal ek 'n klein bietjie beter word. Verandering kom nie omdat ek wil 'n bietjie beter weergawe word of 'n paar goed wil doen nie. Dit kom vanuit 'n identiteit uit, 'n nuwe identiteit. Ek dink ook aan die verlore seun. Jesus vertel daai storie baie strategies, nê? Hierdie verlore seun met al sy hy sê nie verander eers jou gedrag en dan gee ek vir jou 'n ring en sandale en 'n baadjie nie. Hy gee dit vir hom dadelik, identiteit. Weereens, dit begin by identiteit, maar wanneer verandering, ek kan 'n Christen word en nooit iets te doen het met die identiteit nie. Ek sien net hoe lyk ander Christene by hierdie kerk en almal is nou so great en so Christelik volwasse en doen nie meer dit nie en doen nie meer hierdie sondige goed nie. Nou try ek ook so leef. Ja. Dit is amper soos 'n lood
jy weet Johannes 15 die wingerdstok en die loot, maar die loot is nie in die wingerd nie. Hy's daar op sy eie, nou try hy bietjie vrug dra. Ja. Dis gedragsverandering teenoor Johannes 15 wat eintlik sê wie in my is en ek in hulle sal baie vrug dra. So onmiddellik is jou identiteit in Christus, maar jy gaan nie dadelik vrug dra nie. Ja, dit was my so interessant geweest, jy weet, met Inpas gemeente wat gebaseer is op daai teks, om navorsing te doen rondom 'n wingerd in sy eerste jaar, net as hy geplant is, tot waar hy begin vrug dra, is baie keer 3 tot 5 jaar. Ja, yes. En ons as Christene raak ongeduldig met onsself, want ons wil die oomblik wat ek aan die uiterlike kan meet en kan sien, okay, maar hier's nou verandering, nê. Praat nie meer so nie, jok nie meer so nie, skel nie meer so nie, behandel mense nie meer so nie. Die Here plaas glad nie daai druk op jou nie. Ons plaas daai druk op onsself. Jy moet verstaan, die oomblik wat jy ingeënt is in die wingerdstok Christus, is jy 'n loot. Yes. Nou is dit 'n kwessie van tyd as jy binne in daai wingerdstok bly, dat jy gaan begin vrug dra. Ja, verseker, en ek dink om jou af te sluit net is dit so maklik om dit net 'n formule te maak, net Paul. Hoe verander ons regtig? Ek dink hoe ons regtig verander is verhouding versus om dit 'n formule te maak. Ek dink jy is 100% reg. Die formule is om van buite af vir mense te begin wys en amper op jou tande te kners gedragsverandering versus vertrou die Here in die proses rondom verhouding. So ek dink byvoorbeeld as jy saam met God in 'n verhouding toetree, dan sê hy sekere goed vir jou. Dis 'n dialoog. Hy praat met jou uit sy woord uit en jy moet daai woorde begin glo oor jouself. Weerens identiteit, nê. Wie sê hy is ek? Absoluut. As hy sê jy's 'n nuwe skepsel, moet jy nie sê nee, maar ek is nie 'n nuwe skepsel nie en ek kan vir 3 redes gee hoekom ek nie 'n nuwe skepsel is nie. Glo daai woorde. Glo die woorde wat hy oor jou spreek. As hy vir jou sê jy's my geliefde in wie ek welbehaag, dan dink jy maar ek dink nie enigiemand anders het my lief nie, maar hy het jou lief. Dis jou nuwe identiteit in hom. Ek dink die tweede aspek kan baie wees oor begin nou daai woorde te reflekteer in jou lewe. Begin dit uit te leef dat ander mense agterkom. Luister, maar jy het 'n sekere woord gehoor wat jy eintlik maar net 'n spieël van word. Jy reflekteer net daai woorde. Jy begin dit uit te leef na ander mense toe. En ek dink dan in die laaste plek wil ek net sê, ons moet reageer vanuit God se woorde wanneer ons selfs val. Want ek dink dis nou die ander ding. Ja, want ewe skielik spring jy wanneer jy 'n fout maak. Is dit amper asof, ek weet nie is dit die duiwel of ek self nie, maar dit is asof ek dadelik teruggaan na die ou identiteit toe, nê? Dadelik dink ek weer ek's 'n mislukking. Dadelik dink ek weer ek gaan dit nie maak nie. Ek kan nie hierdie ding regkry nie. Jy's 100% reg, nê? Ek is 'n sprekende voorbeeld daarvan. Ek begin elke maandag te dieet. Dinsdagoggend val ek. Nou moet ek eers weer wag tot maandag. Dit word 'n vieslike identiteit waarin ons vasgevang is. Romeine 8 vers 1 sê daar's geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê as jy jou sonde bely, God is getrou en regverdig om jou te vergewe. So as God dan hy staan reg. Hy sê luister jy gaan net aan. Dit beteken ons het al gepraat oor jou identiteit as 'n duiwel. Ek is nou 'n grobbelaar, nê? As my seun of my dogter wat ook 'n grobbelaar is, wel een van hulle is nou van Sail, ons nou getrou, maar as hulle 'n fout maak, dan sê ons nie, weet jy wat, verskriklik jy's nou nie meer 'n grobbelaar of 'n duiwel nie. Nee, maar hulle moet gaan regmaak. Hy moet gaan regmaak met sy sussie of hy moet gaan jammer sê vir dit wat gebeur het, want hy moet groei in daai identiteit, in daai nuwe identiteit van hom. Verseker, ek dink om alles bymekaar te bring is ek dink die rede hoekom ons baie keer sukkel om te verander. Is nie omdat ons nie hard genoeg probeer nie, maar dis omdat ons nie altyd glo wat die Here oor ons sê nie. Ons sukkel om te sê, hoe sien die Here my? Wat sê hy oor my lewe? En om dit regtig met geloof te vat en uit te leef. Ek wil hê met vir ons daaroor bid. Here, dankie dat ons kan net dink, Here, oor hoe U na ons kyk, hoe U ons sien. Help ons, Here, om hierdie verhouding wat ons met U het, in te groei en meer as net te hoor wat U sê ons moet doen, Here.
dat ons sal besef wie U sê ons is, identiteit, Here, dat ons verandering sal kom, nie vanuit ons wat harder probeer of gedragsverandering nie, maar dat dit sal kom vanuit hierdie diepe wete van wie ons is in Christus. Dankie Here dat ek nie hoef 'n bietjie beter weergawe te word van myself nie, maar U kom Here, U maak alles nuut en U wil hê ons moet soos Christus word, Here, daai 3D plan wat vir ons so 'n mooi voorbeeld was, Here, en help ons Here om hierdie proses van heiligmaking te kan uitleef. Altyd te onthou, al maak ons 'n fout, al struikel ons, staan ons op met die wete dat ons as 'n kind van God, ons identiteit bly vas in U. En dankie vir U woord wat ons konstant wil reghelp, regwys en ons wil help om te groei soos die lote binne in die wingerd, Here, dat ons sal baie vrug dra in Jesus naam. Amen. Amen.